Welkom by die laaste video in ons reeks vir beginners waar ons leer om te hak die maklike manier. Nou hierdie week gaan ek vir julle die langbeen wys soos beloof. En ja, ek hoop dat julle gaan genot by daaruit om my video's terug te gaan op my video's en te kan kyk en te leer daaruit, want dit is wat ek graag sal wil hê vir julle om te leer. En ja, julle kan vir my maar enige voorstelle wat julle het vir dinge wat julle wil bemeester, steke of iets wat nie baie duidelik is vir jou nie, of as jy iets nie verstaan nie, asseblief WhatsApp my. Jy sal my WhatsApp kry onder my page op Facebook, Wacky Jackie Crafts. En asseblief WhatsApp my. Ek is hier om te help en ja, so sonder om verder kom ek sê julle op te hou, kom ons gaan direk na die video toe. Hallo gesiggies, okay, soos ek beloof het, hier is my video waar ek vir julle dan nou hierdie week gaan wys die langbeen. Ja, kom ons begin. Onthou, ek het vir julle verlede keer gewys hoe om te begin. Jy draai hom 2 keer om jou vinger, haak hom onderdeur, haak hom, trek styf. Reg, en dan moet jy hom vashou soos wat jy nou gemaklik voel en jou pen ook soos jy gemaklik voel. Nou ons gaan 10 rye, 10 steke. Julle onthou nog, hoe doen ons hierdie steek, die kettingsteek? Jy trek, haak hom net en trek hom deur. So daar was 1, moet hom nie te styf maak, jy hoor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kettinge waarmee ons dan nou gaan begin. So, ry 1. Hoe begin ons nou met die langbeen? Ons gaan 1, 2, 3 hier kom. Dit is dan nou om jou hoogte van jou werk aan te gee. Waar kom? So ons gaan hom nie deur hierdie eerste een nie, nie deur daai een nie, nie deur daai een nie. Daai 3 kettinge is om jou hoogte aan te gee. So ons gaan hom by die 4de ketting gerus om deursteek. Onthou altyd as ons hom deursteek, moet hy onderdeur die 2 gaan. Hoor? Dit is net om jou werk meer seker te maak. Wat is die Afrikaanse woord op daarvoor? So haak hom, trek deur 2, haak hom, trek deur 2. Daar is dan nou jou eerste langbeen. Hierdie een tel nie, hierdie een is net vir hoogte, hoor. So, nommer 2, tweede langbeen. Jy haak jou werk, nou gaan ons hom weer deur hierdie ketting steek. Onthou, steek hom so dat hy onderdeur die 2 V's gaan. Haak jou draad, jy 3 op die hoek. Haak jou draad, trek hom deur 2, dat jy 2 op die hoek. Haak jou draad, trek hom deur 2. Daar is jou volgende langbeen. So ons gaan nou nog enetjie saam doen. Steek hom deur, haak, jy 3 op die haak. Haak jou draad, trek hom deur 2. Jy 2 op die haak, haak jou draad, trek hom deur 3. So daar is jou derde langbeen. Kom ons fokus hom bietjie in. 3 langbeen. Onthou daai een tel ons dan nie, dit is vir jou hoogte van jou werk. 3 langbene. Net gou nog enetjie met julle doen, net om dit finaal vas te lê by jou. Steek hom deur die ketting, trek deur, jy 3 op die draad, haak, trek deur 2, jy 2 steke op jou hoek, haak, trek deur 2. Daar's hy. So, daar's jou 4de langbeen. Ek gaan nou die rytjie klaarmaak en dan ontmoet ek julle by die einde en dan gaan ons saam die einde doen, hoor. Okay, ek het nou 9 langbene op, so ons gaan nou die 10de een doen en ek wil jou net altyd daarop wys, as jy hierso by die einde kom, dit is moeilik. Jy moet hom deur al twee, onthou ek het vir julle gesê, jy moet onderdeur die V gaan. Daai V. Laat ek hom nou mooi fokus. Fokus my kind. Daar so, onderdeur die V, haak jy draad, trek hom deur, jy het 3 op die hoek,
Haak jou draad, trek hom deur 2, jy het 2 op die hoek, haak jou draad, trek hom deur die finale 2. So daar is nou jou 10 lang bene. Pragtig, nee? OK, so, hoe gaan ons nou maak vir ry nommer 2? Ons gaan weer 3 kettinge maak. Net 3 kettinge, dan draai jou werk. Onthou jy moet jou werk draai. Nou is die maklike een. Nou hierdie 3 kettinge tel nie as 'n ketting nie. Ag, as 'n steek nie. Dit is net om jou hoogte van jou werk aan te bring. Ons gaan hom nou deur, sien jy as jy jou werk mooi uitmekaar uittrek, jy sal sien daar's hier aan die onderkant van jou V-steek. Jou V-steek is mos nou waaronder jy jou hekelpen druk om jou steek te kan maak. Nou ry 2 wys dit dan vir jou baie makliker. Dit is gaan nou die gate wees daaronder, die sirkels kan jy sê. OK, so ons gaan nou, jy haak jou draad om jou hekelpen. Nou ons gaan in daai eerste ene. Ek moet hom nou fokus. Jy moet nou mooi sien, hoor. Ek gaan hom deur daai eerste ene gaan ek kom druk. So haak jou draad, druk hom deur, onder deur die V, onthou jy? Daai V, haak jou draad, trek hom deur, jy 3 op jou hoek, haak jou draad, trek deur 2, haak jou draad, trek deur die laaste 2. Daar is jou eerste langbeen vir ry nommer 2. En onthou nou wat ons gesê het, daai eerste een tel nie, hoor. Dit is net om die hoogte van jou werk aan te bring. Nou, nommer 2, ketting 2, ry 2. OK, haak die draad, steek, trek deur 2, trek deur 2. Onthou altyd om jou draad te haak. Ek wil hierdie, ek sien laasweek het daai werk se onderkant het lekker in die gesig ingesteek. OK. Ek gaan nou sommer 'n ry saam met julle doen. Ek moet nou net konsentreer sodat julle nou mooi kan sien. Elke keer onder deur die V in die gat. Dis die maklikste. OK. OK. Nou weer in die gat. So. Die laaste. Nou moet ons tel. Ons moet nou tel hoeveel steek. Jy gaan nie daarin tel nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jy is klaar met ry 2. OK, dit raak maklik as jy hoe groter jou steke raak. Met die kortbeen was dit moeilik geweest om steke te tel. Halwe langbeen makliker geword, langbeen is dit nou maklik. Jy kan dit duidelik sien so jy weet hoe om jou steke te tel. OK, voor ons die werk draai vir die volgende. Kettings 3. Nou weer, haak jou draad, onthou, daai eerste een is daar, die gaatjie. Sit hom in, ketting 1. Haak draad, deur die tweede gaatjie, ketting 2. Haak jou draad, derde gaatjie. OK, ek hoop julle sien nou wat ek doen. En ek gaan vir julle nou ontmoet, kyk, is so maklik om jou draad deur hom te steek. Jy moet maar versigtig wees daarmee. Selfs die wat nou al lank hekel, doen dit, as jy nie oplettend is nie. So, ek gaan julle nou aan die einde van ry 10 ontmoet, en dan eindig hom saam af.
Ok, ek is nou besig met ry 10. Daar's iets interessants wat ek vir julle wil vertel met die steke wat jy maak en dan hoe dit jou vorm ook beïnvloed. Ek gaan vir julle nou daarop wys. En ook 'n korreksie wat ek wil maak aan my kant oor soveel steke vir hierdie steek en dit maak dan nou die perfekte blok. Ek gaan net vir julle iets daarop wys. Ok, kom ons gaan tel net gou-gou, net seker maak. Ek onthou nie hierdie een nie, daai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, so ek het nou my 10 steke, 10 rye. Ek gaan hom afknip. En hoe gaan ons hom afwerk? Jy haak jou draad, trek hom deur. Kompleet. Dis hy. Nou, 'n baie interessante ding wat ek vir julle wil wys. Ek wil dit net so mooi in die kamera kry vir die hoeveelheid steke en hoe dit jou vorm van jou blokke dan beïnvloed. En dis ook iets wat ek heeltemal vergeet het eintlik. En ek het dit nou eers weer raak gesien. Jy sal sien, hierdie blok wat ons gehekel het, was die kortbeen gewees. 10 kettings wat ons gemaak het, 10 rye. Jou kortbeen. Omdat dit ook net een steek is wat jy doen, die kortbeen se steek, is dit voldoende om 10 rye te doen vir jou 10 kettings. En dit maak dan nou die perfekte blok. Hierdie een sal jy sien, hy gaan nou 'n bietjie langer. Nog steeds 10 steke, 10 rye, maar jy sal sien hy is meer langwerpig, né? Hoekom is dit? Want die halwe langbeen bestaan uit 2 steke. Die hoogte daarvan. Jy sal onthou, elke keer wat ons die werk gedraai het ons 2 steke gegee en dit het jou hoogte bepaal van jou werk. Nou, omdat hy 2 steke, as jy 20 kettings maak met 20 rye, omdat dit 'n halwe langbeen is, dit gaan dan die perfekte blok vir jou gee. Sien, so dit beïnvloed tog jou steek wat jy maak met die hoeveelheid kettings wat jy opsit, wat dan die vorm bepaal. Jy sal sien nou met hierdie een, met die langbeen, kyk hoe lank is hy. Ek het 10 steke opgesit, 10 rye, maar is baie langer. Maar 'n langbeen bestaan uit 3 steke. Dit is sy hoogte wat dit bepaal, 3 steke. So, vir dit om 'n perfekte blok te wees, moet jy, omdat dit 3 steke is, gaan jy 30 steke, 30 rye, perfekte blok vir die steek wat jy hekel. Ek hoop julle verstaan dit. Dit is nogal, ja, maar jy kan self sien die grootte van die steke wat die blok dan vir jou gee, wat dit beïnvloed. As ek hierdie een halwe langbeen met 20 rye, 20 steke, perfekte blok, jou langbeen 30 kettings, 30 rye, perfekte blok. Want dit bestaan uit 3 steke, 2 steke, 1 steek. Hoor julle? Ja, dit is ook nou iets wat ek nou eers agtergekom het. Dis my jene, ek het al vergeet daarvan. So ja, gesiggies, dit is nou net 'n interessante ding wat ek nou vir julle hierso vertel. Ja, nuttig om te weet. En kyk nou net hierso. Kyk hoe mooi die langbeen. Wanneer jy jou ry wil, ek het nou vir julle gewys hoe om die kettings te tel in die ry. Maar as jy jou rye wil tel, kyk die langbeen is mos nou lank. So hy gaan dit mooi definieer vir jou. Hier is ry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kyk net hoe mooi sit dit uiteen. En jou werk is ook baie meer egalig. Daar's nie 'n skewe, die rye trek nie skeef nie. Alles is mooi egalig, mooi eweredig. En dit is hoe ons dit wil hê. Ok. So, hierso is nou my 3 blokke, 3 steke, kortbeen, halwe, langbeen, langbeen. En ja, ons sal kyk wat ons volgende vir julle gaan leer.
Ek dink nogal daarom om die treble vir julle te wys, want dit is ook nogal belangrik om te weet hoe om daardie steek te maak. So, wees geseënd. Ag, daar sy. Nou, ons het nou hierdie week het ons die langbeen gedoen en ja, as jy vashak daarmee, jy sal sien op die video, het jy die funksie om te kan inzoom. So zoom net in, as jy nie lekker 'n steek gevang het nie, of WhatsApp my, soos ek reeds gesê het, asseblief, ek is hier om te help. So ja, julle, gee vir my asseblief voorstelle vir video's wat julle graag wil hê ek moet maak, en ek sal sulke short knips maak, en op my TikTok en op die ander bladdens sal ek dit dan ook vir julle gooi, sodat julle ook iets kan leer daaruit. Ek is hier om te help, want hierso hak ons met die hart, vibes in Afrikaans, so ons help mekaar waar ons kan. Julle wees geseënd en ja, ek hoop om weer van julle te hoor. Wees gegroet.